Dit was rustig op Boer se plaas. Ou wagter het elke dag op die stoep in die son gelê en later reg rondom die plaashuis al agter die sonnetjie aangetrek, want dit het begin koel raak op die plaas. Katrein, vrou Boer se kat, het bedags in die voorkamer op die mat in die son gelê en dut, maar met haar een oog het sy geloer na die klein gaatjie wat die vloer en die muur bymekaar kom. Dit was die ingang na Mila Muis en haar mamma en pappa se huisie. Hulle het daar ingetrek toe hulle weg is uit die groot bos en waar Mila later gebore is. Hulle ouma, Margrita Muis, was al te oud om ook na Boer se plaas toe te trek, en daarom het sy maar in haar klein huisie nie ver van die rivier af nie gebly. Ouma Margrita Muis was al baie oud. Niemand weet regtig hoe oud sy al is nie, maar van die ouer diere sê sy so oud soos die groot bos en nog ouer as die oudste olifante. Een oggend vroeg lê Katrein op die vensterbank in die sonnetjie. Die heerlike warm son maak haar lekker lui en vaak. Sy strek haar nog so 'n keer uit en wil net aan die slaap raak, toe sy skielik 'n getik tik tik teen die venster langs haar hoor. Toe sy haar groot groen oë oopmaak, sien sy dit is Tinkie wat so teen die venster tik met haar bekkie. Katrein, Katrein, Roep Tinkie. "Uit sy jou!" skrik Katrein en staan op om beter te hoor deur die boonste oop venstertjie. "Is dit tog nie jy nie, Tinkie? Ek het nou amper van die vensterbank afgeval van die skrik. Luister gou, Katrein, ek het nie baie tyd nie. Ek moet nog 'n klomp boodskappe gaan aflewer by van die diere in die bos." Arme Tinkie klink skoon uit asem. "Maar wat is dit, Tinkie? Dit klink dringend," vra Katrein. "Ek het 'n baie belangrike boodskap. Ouma Margrita Muis, wat daar in die bos bly, raak nou baie oud en sy het medisyne nodig. Oupa Uil het my hierheen gestuur om te hoor of een van die postiemuise nie dalk vir haar kan mensmedisyne saambring nie, en ook 'n warm kombers en sagte kossies." "Ek sal dadelik jou boodskap aan hulle oordra. Ek het hulle nog nie vanmôre gesien nie, maar hulle sal seker later uitkom," sê Katrein. "Maar voordat jy gaan, sy's hier in ons huis gebore. Sy was nog nooit in die bos nie. Ek ook nie. Ek is mos maar 'n plaaskat, jong," lag Katrein ewe skaam. "Maar ek sal beslis saamgaan, want ek dink nie die arme muise moet so alleen deur die groot bos loop om vir ouma Margrita Muis te gaan kuier nie. Net nou kom hulle iets oor, dan sal ek myself nooit vergewe nie." "O aarde, ja, ek het nie daaraan gedink nie. Dit sal baie dapper wees van jou, Katrein. Dit sal haar sommer laat beter voel as sy haar kleinkind voor haar sien staan. Maar nou goed, ek gaan nou vir jou hier op die venster in die stof gou 'n kaart teken met my klein snaveltjie. Sal jy kan sien, Katrein?" vra Tinkie. "Ja, dis 'n goeie plan. Teken jy nou mooi op die venster en dan sal ek gou 'n stukkie papier en potlood soek. Dan sal ek dit afteken van die venster af vir die postiemuise." En so gaan soek Katrein gou 'n stukkie papier en potlood. En dit was nie lank nie, toe sy weer terug by die venster. En Tinkie het die mooiste kaart in die stof op die venster geteken. "Kan jy dit sien en verstaan, Katrein?" vra Tinkie. "Maar natuurlik. Kyk net hoe mooi het jy dit geteken. Ek kan alles mooi sien. Daar is koning Louis Leeu se platklip. Ha, en daar is die Bobbejane se bakkrans. En daar is die rivier. Sjoe, maar dit is 'n groot bos," sê Katrein en begin sommer spin. "Nou ja toe, maar julle moet gou maak, Katrein. Dit word nou koud in die bos en julle moet terug wees hier voordat dit dalk sneeu of so," sê Tinkie en is nou sommer baie haastig om terug te vlieg bos toe. "Baie dankie vir jou besoek by ons, Tinkie. Ek is seker die postiemuise gaan baie bly wees om te hoor jy was hier. Vlieg nou mooi en veilig terug en sê vir ouma Margrita, ons gaan dadelik 'n plan maak. Ons sal vir haar bring wat sy nodig het." En daarmee is Tinkie daar weg. En Katrein is reguit na die muise se gat in die muur om vir hulle te gaan vertel wat Tinkie alles gesê het.